Ons staan vandag stil by die verskrikking van die wet, die vloek wat deur die wet ook gekom het. Ek lees Galasiërs 3 vers 10. Maar almal wat staat maak op die onderhouding van die wet, val onder die vloek. Want daar staan geskrywe, en nou haal hy aan uit Deuteronomium 27 vers 26. Daar is 'n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan nie. En dan gaan hy verder en hy sê, en dat niemand op grond van die wet deur God vrygespreek word nie, is duidelik. En nou haal hy aan uit Habakuk 2 vers 4. Hy wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Paulus gaan verder en hy sê, by die wet gaan dit egter nie om die geloof nie, maar om die daad, want daar staan in Levitikus 18 vers 5, hy wat doen wat die wet sê, sal daardeur lewe. Dit is verbuisterend dat hierdie begeerte om sekere dinge te doen, om sodoende by die guns van God uit te kom, vandag nog deur baie mense nagestreef word. Ons wil graag verdien dat God van ons sal hou, of dat God oor ons sy guns sal uitgiet. En dit werk net eenvoudig nie so nie. Geloof in Christus is al wat ons nodig het, en daaruit sal ons sekere goeie dade natuurlik doen en navolg, maar dit kan nie andersom wees nie. Ons kan nie met goeie dade begin en God se guns probeer wen nie. Nee, net deur geloof in Jesus Christus. Anders sal ons elke dag moet seker maak van al die wette en reëls en die regulasies. Ons, net 'n voorbeeld, ons stop by 'n stopstraat stil, omdat die wet so sê. Maar die doel is tog nie om stil te hou nie, maar om te verhoed dat daar moontlike ongeluk kan kom. So, die wet het sy rol, maar daar is ander motiverings wat die wet eintlik plek gee. En so het ons 'n motivering om regte dinge te doen, omdat Jesus Christus ons vrygemaak het en omdat ons in hom alleen glo. Loop mooi.